Halleluja. Is dit vanmôre die uitroep van jou hart? Lord, I love you. Jesus, ek is lief vir u. Dis die enigste rede hoekom jy hier moet wees. Want jy lief is vir hom. As jy nou aan een of ander rede gekom het, is dit 'n goeie rede, maar die beste rede omdat jy Jesus liefhet. Kom ons neem ons sitplekke. Kerk van die Here, ek wil vanmôre met jou woord bring en dit is my groot eer en voorreg om saam met jou die woord vanmôre te breek. Vir almal wat vanmôre hier is weer sê, hulle wat besoek vanmôre, jy's baie welkom saam met ons. Ek wil vanmôre met jou praat. Ek het 'n ander gedeelte gehad wat ek met jou wou praat. Maar toe ek vanmôre opstaan en ek die woord van die Here oopmaak, toe is dit op die Gees van die Here my lei na hierdie boodskap toe. So ek het sommer vanmôre al, vanoggend, die verandering deur die Gees van die Here in my hart gevoel. En ek bring dit vir jou vanmôre dan, soos wat ek deur die Gees van die Here voel, dit op my hart gelê is. En ek wil hê jy moet saam met my lees na Lukas 10 vers 38. Lukas 10 die 38ste vers, die baie bekende gedeelte wat ons almal baie goed ken en ons seker al van sonnaskool af geleer het in jou verskillende sonnaskoolklasse of kategese klas of waar jy ook al was, het jy dit geleer, al daarvan gehoor, daaruit geleer, mamma het jou by die huis geleer van dit. Ek wil vanmôre weer eens nog een van die duisende boodskappe wat al gebring is oor hierdie stukkie vanmôre vir jou bring. Maar ek wil vanmôre op 'n ander aanslag bring. Ek wil vir jou bring onder ek die leiding van die Heilige Gees, omdat ek voel hier is iemand of 'n aantal mense wat vanmôre hierdie woord nodig het. En ek glo die Gees van die Here wil dit vanmôre vir jou gee om te herkou en saam met jou te neem op hierdie week wat voor lê. Elkeen wat luister, elkeen wat vanmôre deel is, ingeskakel is, deel is van hierdie diens, mag jy dit saam met jou neem, gaan herkou daar by die huis en jy versadig word deur God se Gees en opgewek word. Ek lees vir jou die baie bekende gedeelte, Lukas 10 vers 38. Op hulle reis het Jesus in 'n sekere dorp gekom. En 'n vrou met die naam van Martha het hom aan haar huis ontvang. En sy het 'n suster gehad met die naam van Maria. Die het aan die voete van Jesus gaan sit en na sy woord geluister. Maar Martha was baie besig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar en sê, Here, gee U nie om dat my suster my alleen laat bedien nie. Sê vir haar dat sy my moet help. Maar Jesus antwoord en sê vir haar, Martha, Martha, jy is besorg en jy is verontrus oor baie dinge. Maar een ding is nodig en Maria het die goeie deel uitgekies wat van haar nie weggeneem sal word nie. Ek wil vanmôre met jou praat oor sit by Jesus se voete. Sit by Jesus se voete. As ons daaroor praat, sal die mans heeltemal 'n ander siening hê as die vroue. Want jy sien, 'n man is van nature baie ongeduldig. Dan benoem ek van die broer se name. Ongeduldig, nee, ons hou nie daarvan om te sit en niks doen en al hierdie goeders nie. Ons wil besig bly en as ons daar in ons grotjie sit, want elke man het mos 'n grot waar hy in gaan kamp, nee. Dis jou garage of dis daar agter die huis of dis daar voor in die woonstel of iewerster. En as vrou lief sien jy's daar, dan kom sy nie na jou toe nie, want sy weet jy is baie buiterig en knorrig. Al die goeders, en hy het gesien hoe dit opgebou het tot op daardie punt. En nou kom jy en jy stap in jou grot in en jy gaan sit daar op jou selfgemaakte stoel. En gelukkig is baie van die stoele baie hard, so jy sit nie so lank nie. Maar jy sit daar jouself en bejammer. En jy gaan nou nie in trane uitbars nie, want 'n man huil mos nie. Ons het so groot geword. En jy sit daar en jy bejammer jouself op so 'n wyse dat jy later voel dat jy's die enigste ou wat nie raak gesien word. En gelukkig het die Vader 'n manier om met die man te werk, want hy het hom geskape. En die Here God weet hoe om hom te hanteer. Hulle sê jy moet 'n man net verstaan.
Vroue, jy moet jou man net verstaan. Hy sê nêrens jy moet hom lief hê nie. Jy moet jou man net verstaan. As jy hom kan verstaan, gaan julle al die bekleierery en die gestryery en die gesukkel en al die konflik in die huwelik sal met die helfte gesny word. Verstaan hom net. Vir die vrou het die Here 'n ander woord. En hy sê vir die man, hy sê manne, julle moet wat? Kom broers, julle moet julle vroue lief hê. Dis die regte woord wat ek wil hê. Waardeer is ook reg. Maar die regte woord wat hy daar gebruik, julle moet julle vroue net lief hê. Jy sal nooit 'n vrou verstaan. Al dink jy kan haar verstaan, jy kan nie 'n vrou verstaan nie. Haar kop werk anders. Sy het so twee breinselle minder en daai goed maak dat dit twee nie mekaar vind nie. Ja, julle gedink 'n mens kan nou die preek sal ook die vrouens bietjie uithaal nie, nê? Dis is die jong mense, maar die kinders nou so gesê het. Met ander woorde, kerk van die Here, ons is heel anders geskape. En in hierdie verhaal vind ons presies dieselfde. Want jy sien hier woon in 'n huisie in 'n klein dorpie 3 persone. Dis 2 susters en 'n broer. Die Bybel praat nie eers oor die broer nie. Die broer is Lazarus, né? Lazarus en sy 2 susters, Martha en Maria, woon in hierdie huisie. En die Bybel praat nie eens van Lazarus nie, maar Martha en Maria is die grootste spelers in hierdie hoofrol. En wat my interessant is, dat hier Jesus is op pad en hier in 'n klein dorpie iewers te naby Jerusalem woon hierdie 3 persone en Jesus loop na hierdie klein dorpie so groot soos die Minimwil en hy loop die dorpie binne en hy's op pad iewers heen. Op pad. Hy het 'n doel en 'n afspraak. Hy gaan hierdie dorp binne nie maar sommer vir lekkerte nie. Ek dink nou nie Dominion is seker een van die beste vakansiedorpe in die land nie. Maar dis nou nie 'n see nie. En dis nou nie 'n rivier nie. Maar is 'n lekker blyplekkie, né? Baie mense kom hier na toe om te kom aftree. Vra maar vir Bransie. Hy het van Johannesburg af gekom hier toe om aftree. Maar dis lekker hier. Jy geniet dit hier, die rustigheid en ag en die voeltjies en my sussie het eendag hier gebly. Sy sê, dis die lekkerste dorp in die land. Jy kan die hasse sien en jy kan die veld kyk en jy kan die voeltjies sien en jy kan die honde hoor blaf en al hierdie dinge en sy sommer liries geraak oor die wonderlike dorpie. En sy het die hele rukkie gebly. Maar wat ek vanmôre vir jou wil sê, dis wat hier gebeur, om die toneel wat afspeel, is 'n klein dorpie naby Jerusalem in Israel, en hier woon 3 persone, naamlik Lazarus en sy 2 sissies, en hulle is gelukkig, en dit gaan goed met hulle, lyk dit op die oppervlakte, of het baie goed gaan. Maar soos elke huis, het elkeen sy kruis. En ek glo, en die Bybel praat nie daaroor nie, maar ek glo, daar was 'n rede hoekom Jesus hierdie huis op hierdie dag moes besoek. Hy was nie uitgenooi vir 'n ete nie. Die Bybel sê nêrens dat Martha het vooraf hom genooi en gesê, kom eet vandag by my nie. Die Bybel sê, hy het daarheen gegaan, en toe hy daar kom, het Martha hom in haar huis ingenooi. Die Bybel sê, sy het hom in haar huis ontvang. Dit beteken sy nooi hom in, en sy sê, Here, dis goed dat U hier is, kom vandag en bly sommer by ons. Jesus het 'n rede gehad hoekom hy daar was. Jy sien, daar was 3 persone in daardie huis, maar in daardie huis was daar 1 persoon wat Jesus se voete baie nodig gehad het. Daar was 1 persoon wat op daardie dag nodig gehad het, dat die Here in daardie huis moes instap. O kerk van die Here, jy kan vanmôre oor hierdie uitsending, en vanmôre in hierdie gebou, kan nie iemand vanmôre sit, wat Jesus meer nodig het, as duisende andere. Maar niemand weet, van wat hier binne aangaan nie. Maria, die jonger sussie, die jongste, het dalk haar hele lewe lank iets gedra, wat niemand van geweet het nie.
Volgens, as ek kyk na hierdie verhaal, dan lyk dit vir my asof sy begeerend was dat die Here in daardie oomblik vir haar iets moes doen. Martha was so besig om kos te maak, besig om al die ander dinge te doen. Ou Lazarus het lekker agteroor gesit op die brusbank en hy het gehoor wat die Here sê, maar hy het maar net saam gepraat en was 'n lekker gesprek, maar as aan die voete van die Here was daar 'n klein figuurtjie, 'n persoon wat in mekaar getrek was en haar leed en haar hartseer op 'n soeke na die Here vir 'n oplossing. En Maria, wat dalk haar hele lewe lank geworstel het met probleme wat sy nie kon hanteer nie. Hier sit vanmôre Maria's in hierdie gebou. Hier sit vanmôre Maria's in hierdie vergadering vanmôre, in hierdie diens. Nie luister vanmôre oor hierdie predik, oor hierdie uitsaai, en u luister vanmôre oral van en u is dalk vanmôre een van die Maria's wat vanmôre sê, Here, net u weet wat in hierdie hart van my aangaan. Want jy sien, die meeste mense loop ons nie op die mou met al jou probleme en jou hartseer nie. Ons het mos al deur die lewe geleer dat ons vertel nie vir almal al ons leed nie. Want jy sien, mense kan so lekker skinder. En as hy eers jou goed vat en hy neem dit en hy gaan kap die splinters, dan sprei dit en die splinters trek na alle kante toe. En voor jou kom kry, weet ander mense meer van jou as wat jy van jouself af weet. Voor jou kom kry, dan praat ander mense oor jou en dan vertel ander mense vir ander mense weer wat met jou gebeur het en het hulle al hierdie verhaal gehoor. Hierdie verhaal is die top van wat in die koerante behoort te verskyn, want hierdie ou het dit gedoen en dat gedoen en hoe kan jy dit glo dat so iets kan gebeur het met hierdie ou wat so homself heilig verklaar het? Hierdie persoon waar almal na opgekyk het. Hierdie persoon wat so besonders was en almal het gedink hy is die en hy is daai en hy is net die persoon. Hierdie vrou wat so geloop het met die Bybel en so gepreek het vir ander en kyk waar sit sy nou. Vir die meeste van die kere bær ons alles maar hier en hierso. En ons vat die sleutel en ons sluit hom toe. En baie keer gooi ons hom weg. Want niemand mag daar inkom nie. Hierdie kamer, hierdie grot van ons is net vir ons. En baie keer wil ons dit nie eers vir die Here vertel nie. Want dit lyk nie asof daar hoop en hulp is nie. En dalk het Maria so gevoel. Hier sit vanmôre mense in hierdie gebou wat so swaar kry in hulle huwelik, dat hulle nie weet wat om te doen nie. Hier's mense vanmôre wat hierdie lewe so geboelie en so gedruk en so geslaan en so geskop en so vernietig is, dat hulle vanmôre nie meer eers 'n selfbewustheid het nie. Hulle is geen selfbeeld. Jy het al jou selfbeeld verloor. Jy het jou menswaardigheid pryse gee. En nog steeds kom die aanslag van die lewe dubbel en dwars na jou toe. Nog steeds sukkel jy dat ander jou moet waardeer en jou moet bemin en jou moet respekteer. Dit is so belangrik, kerk van die Here, dat ons vanmôre vir die sulke 'n antwoord moet gee. Want jy sien, ons sê mos die Here is die antwoord. Ons sê mos Jesus is die antwoord op al jou probleme. Nou waar gaan ons Jesus kry? Daar's twee plekke waar jy Christus kry. Die eerste plek is in die kerk. Veronderstel. Jy is veronderstel om in jou kerk, in jou gemeente, in die Sondagdienste, in die middelweekdienste Jesus te kan sien en beleef. En as ons die Christus beleef in hierdie gebou, in hierdie gemeente en in hierdie byeenkoms van die kerk nie, dan is ons op die verkeerde plek. Dan moet ons 'n plek gaan soek waar hy werklik is. Want hoe gaan ons
gesondmaking vir ons gees kry? Hoe gaan ons 'n opligting kry? Hoe gaan ons kan hier uitstap en sê ons het die Here gevind en was dit nie wonderlik om ons sy teenwoordigheid te wees nie? Dis wat die mense nodig het in ons dag. Hulle het nie meer net goeie preke nodig nie. Hulle het die Here nodig. Dit is tyd dat ons ophou om net goeie preke te soek, maar dat ons die waarheid soek. Want die waarheid sal julle vrymaak. En hier vind ons dat die woord van die Here vir ons leer. Maria was 'n slagoffer van haar omstandighede. In my hart glo ek, sy het daai dag die Here nodig gehad. En nou leer die Bybel my verder, is dat Maria, toe sy die Here sien, was haar eerste reaksie was vandag, moet ek net by hom bly. Ek dink nie sy was 'n lui vrou nie. Martha het so gedink, met daai oomblik. Martha kom klaar tot by die Here en sê, kyk wat maak sy. Sê vir haar sy my kom help. Maar Maria het iets anders nodig gehad as net kos. Sy het iets anders nodig gehad as 'n lekker feesmaal. Sy het iets anders nodig gehad as om net die Here te ontvang en om net te entertain en om net kos te maak en tafel te dek en al hierdie dinge wat ons elke dag doen. Haar hart het gehuil. Binne in haar binneste het sy geween. In haar binneste het sy 'n aanraking nodig gehad. O kerk van die Here, daar's vanmôre honderde duisende mense wat vanmôre 'n aanraking van die Here nodig het. Die meeste van die kere is die kerk nie sensitief genoeg nie. Die meeste van die kere kom ons dit nie eers agter nie. Die meeste van die kere is die kerk so besig om die Here te entertain, dat hulle vergeet, hulle het God meer nodig as wat hulle die Here moet entertain. Hulle is so besig om die Here te vermaak. Kom broers, kom sing so 'n bietjie harder, speel so 'n bietjie beter. Hey, kom ons sing bietjie hierdie ene. En so gaan dit. En ons probeer mekaar vermaak en ons probeer die Here op daai manier vermaak, maar in daardie gehoor sit daar duisende mense wat 'n aanraking van God bitter nodig het. Daai diens. In hierdie diens se môre sit daar dalk mense wat vanmôre gesê het, Olieen kom gesê het, Here, as U nie vanmôre vir my aanraak nie, dan kan ek maar 'n einde aan my lewe maak. En baie dienste soos hierdie, het mense gesit wat selfmoord wou pleeg en hulle daar uitgestap sonder dat hulle by die Here uitgekom het. En wat het gebeur? Die uiteinde was selfdood. Oordosis pille. Al hierdie dinge. Maar Jesus het 'n afspraak met Maria. Niemand het die toestand van Maria se siel gesien nie. Niemand het geweet wat binne in Maria aangaan nie. Niemand het geweet wat in hierdie jong vrou, jong dogter se hart aan die broei was. En die enigste wat dit kon verander, was die Here God. Toe Jesus na haar toe stap, en hy in hierdie huis instap. En Martha het gedink, dis maar 'n normale kuier. Maar Jesus het geweet, dis 'n reddingsgeleentheid. Hy moet hierdie mens aanraak. Vanmôre is jy hierdie Maria met hierdie probleem in jou hart en jy roep vanmôre vir redding. Ek wil vanmôre vir jou sê jy's op die regte plek. Jy's vanmôre ingeskakel op die regte stasie want die Here het vanmôre afspraak met jou gehad. Die Heilige Gees het vanmôre sy woord na jou gestuur om vanmôre vir jou te sê jy het 'n plekkie waar jy vanmôre moet inneem en as jy nie daar uitkom nie, dan gaan dit vir jou katastrofiese gevolge hê. Ek het niks teen sielkundiges nie. Maar ek kan vanmôre vir jou sê die uiteinde van sielkunde is dat jy later verslaaf is aan pille en nooit jou oplossing vir die probleem kry nie.
Jaar vir jaar moet jy medikasie neem en jy kom nooit bo jou probleem uit nie. Hierdie vrou het hierdie dag 'n oplossing gekry. Sy het aan die voete van Jesus kom sit. Die Bybel sê, sy sê niks. Nêrens lees ek dat sy die Here iets gevra het nie. Nêrens lees ek dat hierdie jong meisie met Jesus gepraat het en gesê, Here, maar dit en ek verstaan nie dit en dit en so nie. Die Bybel sê, sy het aan sy voete gesit en na elke woord geluister. Sy het aandagtig geluister na wat die Here vir haar wou sê. Want jy sien, in 'n kerk is daar, in die kerkhouding, terwyl ons besig is om diens te hou, is daar twee dinge wat jy moet weet. Eerstens is dit 'n gemeente samesang, en is lofprysing, en is eer aan die Here, en is al hierdie dinge, maar daar's 'n persoonlike oomblik, waar dit net jy en God is. Jy hou op om vir jou agter jou te kyk. Hou op om al die bomme wat van hier van voor af kom, vir die ou agter jou aan te stuur. En dis 'n ou preek die pastoor vir jou. Nou preek daai dominee vir jou. Dis jy, ek ken jou, ja, jy's my buurman, ek weet wat doen jy. Hou op. Dis 'n boodskap wat die Here vir jou gee. En deel van daai boodskap tref jou. Dis hoekom jy so maklik dit oorstuur aan die ander kant toe, want jy moet of sê amen of jy moet sê eina. As jy sê eina het hy jou getref, as jy sê amen dan het hy die ander ou getref. Almal, die meeste ouens sê net altyd amen in die Pinksterkerke. En baie min sê hulle eina. Ons moet soms sê eina. Nou het die Here my gepraat. Nou het die Gees van God my aangeraak. Nou het hierdie woord my hart getref. Nou het hierdie woord my aangespreek. En dis wat hier gebeur. As ons hierna kyk, dan sien ons dat Maria praat niks nie. Sy sit net en luister na elke woord van die Here. Liewe kerk van die Here, ek wil nie my preek baie uittrek nie. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, ek wil jou die vraag vra, waar sal ek en jy gevind word? Waar word ek en jy vanmôre gevind? Sit ons as 'n Lazarus in die leunstoel en sê, ek is so gelowig. Ons sing mos daai ou liedjie wat sê, ek is op my pad hemel toe. Ek is op my pad hemel toe. Sing het, altyd sing het. Ek is op my pad hemel toe. 'n Mooi liedjie. Maar die Here Jesus in die pad na die hemel is smal. En daar's min wat dit vind. Maak tog seker dat jy op jou pad hemel toe is. Maak tog seker dat jy reg is. Want jy sien, wanneer ons voor die poort staan, is daar nie tyd om dan reg te maak nie. Ons moet reeds hier op aarde reg maak. En nou die vraag vanmôre is, waar word ek en jy gevind? Word ons as Lazarus gevind op die reistoel? Word ons gevind in 'n kerk en 'n diens en 'n gemeente? Is ons maar net besig om deel te wees van die crowd? Is ons maar een van die groep toehoorders? Is ons maar net een van die klap, ons het die klap gejoin en ons is deel van hierdie gemeente en ons het aangesluit en ons word gereken as een van hulle, of is ons waarlik deel van die kerk van Jesus? Ek wil vir jou sê, hier's 3 scenario's wat hier uitgebeeld word. Die eerste is die scenario van waar ons hierna kyk, waar die broer sit, Lazarus. In sy scenario's, hy word nie eers genoem nie. In hierdie verhaal, in hierdie toneelstuk word hy nie eers genoem nie. Hy word nie eens raak gesien nie. Hy is so in sy eie gekeer. Ek sien hom vanmôre, my gedagtes, soos een van daardie ou broers wat op die reistoel sit, en hy sit en wag dat die pastoor net iets moet verkeerd sê. Hy wag dat een broer dit durf waag.
om iets verkeerd te doen. Hy waag dit en een suster dit tog net moet waag. In vroeë jare het hulle sonder sy kouse geloop het, dat een van die vrouens net met sonder sy kouse in die kerk kom. Dan was hy binne in die kerkraad. Broers, het julle gesien wat 'n afval het in ons gemeente begin? Die vrouens trek nie meer sy kouse aan nie. Dan die Here ons daai plek verby, nê. Ensovoorts, so kan ons baie goeders noem. So daar was baie dinge wat ons hierdie scenario noem. En dit is die scenario waar die kerk van die Here of deel van die kerk van die Here het so gestagneer. Ons weet nie meer wat is reg en verkeerd nie. Ons hou ons so besig met die alledaagse dinge dat ons nie meer die Here van die dinge sien nie. Ons weet nie eens meer hoe om met hom te praat nie. Ons kommunikeer nie eens meer met hom nie. Ons weet nie hoe om te bid nie. Ons weet nie hoe om sy aangesig te soek nie. Dis nou susters en broers, almal van ons. So daar's 'n gedeelte in die kerk vanmôre. As jy deel van hierdie kerk se deel is, dan is jy nog nie, dan is jy op die verkeerde plek vanmôre. Aan die ander woorde in jou geestelike lewe. Nie hier nie, ek bedoel in jou geestelike lewe. As jy vanmôre een van die Lazarus generasies is, die generasie wat op die reistool sit, en jy is maar net besig om, ek is op my pad hemel toe te sing, en solank jy maar net deel van dit is, dan is dit alright, dan is jy vanmôre 'n lou Christen. Kom ons noem dit maar by die naam. 'n lou Christen. Daar's miljoene van hulle in allerhande kerke, vind julle vanmôre. Die tweede groep is die Martha groep. Dis die groep wat aktief betrokke is. Hulle wil alles doen. Nee, ons het dit beleef ons hierdie afgelope jaar. Het ons mos gesien wat kan mense verrig as hulle by 'n goeie program in 'n kerk aanbied. Ons het gesing en ons het geëet en ons het alles hierdie jaar wat verby is. En ons het 'n groep bytjies gehad wat net so gehardloop. En hulle het al hierdie goede gedoen. Hulle kan hoor, hulle kan. Hierdie gemeente kan. Ek sê as min gemeentes wat dieselfde kan doen as wat hierdie klomp vrouens en mans wat gehelp het doen. Nou ons kry die groep wat jy so besig. Ek praat nie van hulle nie, ek praat van die mense. Jy so besig om die Here te beïndruk. Jy dink dat wat jy doen jy om God te beïndruk. Jy kan nie die Here beïndruk nie. Martha dink sy beïndruk die Here. Sy vra eintlik vir hom, Here, sien U dan nie raak wat ek doen nie? Sien U dan nie hoe besig is ek om vir U te werk nie? Hoe besig om die dinge te doen? So besig, ek is besig met dit en ek is besig met dat en ek is besig met so al van my Bybel te lees en ek is besig om te bid en ek is besig om dit. God kyk nie na daardie, ja, dis goed, maar hy kyk nie na daai nie, hy kyk na die hart. Die Here sien jou daardie nie, hy kyk na jou hart. Die hele dat Dawid het van die toonbrode geëet en die maggie van dit geëet het en by die Here het sy hart raak gesien. As die Here jou hart raak sien, dan weet hy wat in jou gemoed aangaan. En dis wat hier gebeur. Die tweede groep is die Martha groep. Jy is so besig. Ons het ander gesê en dis wat so belangrik ons dit mekaar moet deel sodat jy dit kan onthou. Wat ek oor en oor vir jou sê, jy is so besig met die dinge van die Here, maar jy ken nie die Here van die dinge nie. Jy ken nie die Here van die dinge nie. Jy ken nie die Here God in alles. En dan die derde groep, die Maria groep, wat sit aan die voete van Jesus. En elke woord luister en weet, sy het die Here nodig. In hierdie gebou, ek aan die begin vir jou gesê, sit daar vanmôre dalk iemand wat vanmôre aan die voete van Jesus wil kom sit. Jy het hier ingekom met al jou hartseer en jou probleme en jou laste. Jy het vanmôre al die sorges van die lewe wat jy op jou skouers dra. Jy sukkel vanmôre om oorwinning te kom. Jy sukkel vanmôre om 'n uitslag van oorwinning te kry in jou lewe. Jy sukkel vanmôre om uit hierdie toestand van jou uit te kom. Jy dalk al gedink, gaan dit nie beter wees as ek maar selfmoord pleeg nie. Jy dalk al daaraan gedink,
of jy nie maar liewerster als moet los en net oorgee en laat gaan en dat dit maar gaan soos dit wil. Ek wil vanmôre vir jou sê, kerk van die Here, luister vanmôre. Jy het nodig vanmôre om aan die voete van Jesus te kom sit. Hy het vir jou vanmôre hier opgedag. Hy het vanmôre hierheen na hierdie gebou, na hierdie uitsending gekom om met jou te deel, om met jou 'n aanraking te gee. Hy het vir jou vanmôre opgedag in hierdie plek. Dis om jou rede, dis omrede jy hier is, dat hy vanmôre hier is. Hy wil vanmôre vir jou 'n verandering bring. Martha, hoor tog wat die Here sê. Hoor die boodskap van die Here wat sê hy? Kom ons luister wat sê hy. Martha, jy is verontrus oor baie dinge. Maria het dit uitgekies wat nooit weer van haar weggevat sal word nie. Maria het gekies om aan die voete van Jesus te kom kniel. O kerk van die Here, daar was tye in my en Laurens Kriel se lewe wat ek ook op 'n punt was wat alles gelyk het is verlore en gelyk het daar's nie hoop nie en gelyk het ek gaan dit nie maak nie. Net gelyk het asof alles teen my draai. En wat kon ek doen? Al wat ek kon doen, ek moes aan die voete van Jesus kom lê. En o kerk van die Here, as daar nie so 'n plekkie was nie, sou Laurens vanmôre nie hier gewees het nie. Ek beloof jou, as daar nie 'n plek aan die voete van Jesus vir my was nie, sou jy my nie vanmôre op hierdie preekstoel gesien het. Maar daar was 'n plek at the feet of Jesus. Aan die voete van Jesus. Daar was 'n plekkie vir my. 'n Plekkie dat in my nood, in my toestand, in my wanhoopigheid, ek ook aan sy voete kon kom sit het. En ag, party ouens sit bietjie langer as die ander daar, want party het bietjie meer nodig om skoon te kom en weer krag te kry en weer hoop te kry en al hierdie dinge. Party mense voel vir jou wat vir hulle asof hulle hele lewe daar sal moet deurbring, want jy sien die probleme is so groot, die hartseer is so groot, die stikkindheid is so groot, die hart is so verskeur dat hulle weet nie hoe om heling te kry nie, en 'n hardloop van die een na die ander en die een beraader na die ander en die een help wat die hand uitsteek, kom hulle na die ander en niks gebeur nie, want hulle het nog nie geleer om aan die voete van Jesus te kom sit nie. Wil jy nie maar vanmôre aan Jesus se voete kom sit nie? Wil jy nie maar vanmôre aan sy voete kom sit nie? Jong man, jy het dalk nodig, want jy sien die lewe het jou 'n baie harde klap gegee. Die winde van die lewe het jou bietjie uitmekaar geruk. O my sussie, jy kom deur soveel sorge van die lewe en ek weet vanmôre, jy's deur daardie buffel verniel en jy's verwoes en jou hele lewe is uitmekaar geruk. Jy het nodig om aan Jesus se voete te kom sit. Jy sê vanmôre, dit wat aan my gedoen is in die verlede kan ek nooit vergeet nie. Ek weet jy sal dit nooit vergeet nie, behalwe as jy genesing kry in jou siel. Jy sal dit nie vergeet nie, maar jy moet genees word. Jy sal dit nooit vergeet wat hy of sy aan jou gedoen het nie, maar jy moet genesing ontkry daarvan. Jy moet vryspraak kry, jy moet vergifnis kry, jy moet hierdie mense vergewe, jy moet hulle vryspreek. Anders kan jy nie vry word nie. Kom sit aan die voete van Jesus. Kom sit vanmôre aan sy voete. O kerk van die Here. Dis my laaste uitnodiging en ek gaan vra dat Rous vir ons saggies moet speel asseblief Rous. Ek wil vanmôre uitnodiging maak, miskien die TV-program wat uitgesaai word, miskien hier waar ons sit vanmôre. Is daar vanmôre moeders, daar's sissies, daar's vaders, daar's broers, daar's kinders, wat vanmôre stikkend is, stikkend geslaan deur die omstandighede van die lewe. Aantal jare gelede by 'n plek gekom,
waar jou kindertjies weggevat is van die ouers af. Omdat die pa hulle so mishandel het en so geslaan het, dat die staat moes ingryp en hulle wegvat. Maar weet jy wat het ek gesien? In hierdie kinders se oogies was hulle pappa nog die beste. Al was hy die uitvaagsel van die samelewing en al het die hele tot die regering teen hom gedraai, was dit hulle pappa. En as hulle daar weggaan, het hulle gehuil, omdat hulle by ander mense moes gaan bly. Maar ons almal het geweet, dis tot die beste van hulle vir hulle. Ek wil vanmôre vir jou sê in die voete van Jesus, hy sal jou nie mishandel nie. Hy sal jou nooit wegwerp nie. Hy sal nooit jou straf op sy straf op jou sit en jou so vermink dat jy nie aan die ander kant kan uitkom beter nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, hy's hier om jou lewe vanmôre ryker te maak. Hy's hier om jou op te lig. Hy's hier om vir jou hoop te gee. Miskien as jy mishandel in die lewe. Miskien deur 'n familielid of 'n baie nae vriend. Miskien deur iemand wie almal vertrou het en toe uiteindelik die wil was. En jy is vanmôre stikkend. Jy sê vanmôre, Here, ek kan nooit weer 'n mens vertrou nie. Jy sê vanmôre, Here, ek kry nie genesing nie. Ek hardloop van die een na die ander hulpprosesse en niks werk nie. Ek wil vanmôre vir jou vra, probeer die verlosser en die redder vanmôre. Probeer hom by wie daar hoop is. Die laaste hoop, die enigste hoop, hy wat kan help, hy wat kan genees, hy wat kan red, ons Here, probeer hom vanmôre, kom sit aan die voete van Jesus en ontvang vanmôre vrymaking, genesing en redding. Kom ons buig ons hoofde, ons sluit ons oë in gebed. As jy vanmôre Maria is, en jou hart is vanmôre stikkend, jy het vanmôre aanraking van die Here nodig. Jy het vanmôre nodig om net aan die voete van Jesus te sit. Hierdie woord was dalk vanmôre net vir jou. Wil jy nie in jou sitplek opstaan vanmôre saam met my en sê, Here, as jy weet, is jy wat vanmôre aan Jesus se voete moet sit, staan net op en ek gaan vir jou bid. Dankie. Oral staan mense. Dankie. Kom ons wees nie haastig nie. As God nog besig is om iemand te oortuig, vanmôre hierdie keuse te maak, moet ons nie haastig wees nie. Is daar nog een persoon, 'n laaste een of twee? Halleluja. Kom ons bid vir hulle wat vanmôre hierdie groot besluit moet neem. Ek wil jou vra, as jy agter een van hulle sit of voor iemand wat staan, as jy vanmôre uit sal gaan en net jou hand op hulle gaan plaas. En ons gaan 'n gesamentlike gebed vir hulle doen. Asseblief, as jy agter iemand sit, of Tia, sit sommer jou hand net daar. Daar agter is nog 2 persone, asseblief. Hannes, wil jy nie net daar agter by die oom gaan staan nie? Iemand hier so, Esther, staan jy hier by Daleen, ons wil daar bid. Wie is daar nog? Iemand wat daar by Hansele wil gaan staan? Enige iemand? Yes, Lord. Daar sê, dankie. Right, kom ons bid vir hulle uit jou hart uit vanmôre, terwyl jou hand op hulle lê. Bid jy vir hulle? Ek gaan 'n gebed doen en die Here se seën op hulle bid. Halleluja. Net daar waar jy staan, begin bietjie vir hulle bid in jou gedagtes. Seën hulle vanmôre. Die Here, ons kom na U in Jesus naam en ons bring hierdie mense na U toe. Ons vra vanmôre genesing vir hulle harte, genesing vir hulle lewens. O, hierdie mense wat vanmôre so Maria na die Here roep, dat hy vanmôre by hulle stil staan, en vanmôre vir hulle oorwinning kom in die naam van Jesus. O, dankie Here, dankie. Vader, ons loof en ons prys U en ons stem saam
en ons bid saam met hulle wat bid vanmôre. En ons dank U Here terwyl ons hande op hulle lê, bid ons vir volmaakte werk. Hemelvader, ons kom in die naam van Jesus. Ons kom sit aan die voete. Here, hierdie mense het vanmôre hier in hierdie gebou ingestap met 'n swaarheid in die gemoed. En Here, hulle het vanmôre geluister na die woord en Here het met hulle gepraat, hulle het gereageer en hulle het aan die voete van Jesus kom sit. En ons wil hulle vanmôre aan U opdra en vra dat elke sorg van die verlede nou sal verdwyn in die naam van Jesus. Ons bid Here vir elke stikkende hart dat daar vanmôre heling sal kom in die naam van Jesus. Ons bid Here dat hy hierdie gebou sal uitgaan en nooit weer sal sukkel met hierdie probleem wat hulle soveel jare saam met hulle dra nie. Here, ons dank U vanmôre dat hulle aan die voete van Jesus kan kom sit. Ons bid vanmôre vir volmaakte vrymaking. Ons bid vanmôre vir oorwinning. Ons bid vanmôre Here dat daar heling en genesing en vergifnis en vryspraak sal kom in Jesus naam. En ons loof en dank U Here vir 'n volmaakte wonderwerk in elkeen se lewe. Ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen en amen.